Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Vanaand in Pasella hou ons se eerste klas Karoo kuier in Prins Albert. Ons verken die skilderagtige Swartbergpas op die rug van 'n eysterperd. Ons hou 'n vye kompetisie saam met die sanger Michael Lind en sy vrou Marlies. Ons raak kreatief met emaljebakke. Sean Marco draf die akteur Remy Short raak en ons besoek die Meiringspoort waterval. Op pad na die Swartbergpas buite Prins Albert met die gebrul van 'n Harley Davidson in jou ore, lê 'n unieke Karoo ervaring voor. Die Swartbergpas is die laaste van die 17 passe wat deur Thomas Bain in die Kaap-provinsie gebou is en verbind die klein en die groot Karoo. Die Karoo gaan nou eenmaal gepaard met vrye, maar ek seker dat die engines van hierdie menere het ook iets om mee te doen. Verseker, en ek kan nie glo dat hierdie pas alreeds in 1881 begin bou is nie. En dit is nou nog hier vir ons om te geniet, selfs die reën het 'n bietjie kom kuier. Maar kom ons gaan! Alhoewel dit vandag heerlik is om die Swartbergpas op 2 wiele te ervaar, was dit destyds 'n welkome handelsroete vir landbouprodukte na die hawe by Mossel Bay. Die dorp het in 1762 ontstaan en is vernoem na koningin Victoria se man. Mishka het meer oor die bou van die pas by die Fransie Pinaar Museum gaan uitvind. So Lydia, ons was nou net in die Swartbergpas en wat 'n ongelooflike mooi roete. Maar soos wat ek verstaan, was dit nog 'n storie om hierdie pas gebou te kry. Ja, dit was 'n groot affære geweest. Dit is een van die mooiste passe in ons land, indien nie die mooiste nie. Dit is 24 kilometer lank en om elke draai en hoek is dit net die mooiste uitsigte. In 1881 het John Tassie toe die pas begin bou. Ongelukkig was dan na 13 maande nie genoeg geld om die projek te voltooi nie. Die bouwerk is in 1883 deur Thomas Bain hervat, saam met sowat 200 gevangenes, waarna die pas uiteindelik in 1888 voltooi is. Sean Marco moes sy draftekkies afstof vir 'n verkenningsveldtog teen 'n stywe pas saam met die akteur Remy Short. Remy is veral bekend vir sy rol as Dr. Quentin Meyer op die binneland sepieskerm. Hy het die rol vir sowat 6 jaar lank vertolk, maar het intussen weer Johannesburg vir sy tuisdorp Durbanville verruil. Ja, was dit nou nog eens eentjie afgelê? Hy het goed gedoen. Ek moet sê, ek moes nou nog ons bydruk om by te hou by jou. Jy is besonder fiks. Thanks. Ek probeer soveel as moontlik nou uit die gimnasium uitkom. Ek oefen 5 dae 'n week nou weer by atletiekstadion by my ou afrigter. En ja, dit help my vir audisies. Ek het al 6-7 kilos verloor. Sukkel maar om met die internasionale medalje by te hou. Ek's 'n kort ouetjie. Ek lyk so proppie. Nie die ouens wat baie langer is en skinny is en gerip is, so day-to-day basis help dit vir my. Jy was op skool, was jy eerste span rugby, cricket en atletiek gewees. Is jy nou nog betrokke by sport? Maar ek probeer buitemuurse aktiwiteite doen en nou dat ek terug is in Durbanville. Ja, soos almal weet, ek het groot geword in Durbanville kinderhuis, 'n dag voordat ek 1 geraak het tot 18 jaar oud. So is my huis. Dit was moeilike jare, gaan dit nie ontken nie, maar ek gaan sê dit was seker my beste jare. Die broers en susters wat saam met my groot geword het en dis hoekom ek so nou 'n band met die kinderhuis het en ek voel amper soos 'n ouer broer. Jy verstaan wat hulle kan help, riglyne gee, dinge van die lewe sê, jy verstaan in die kar praat, hoe dinge is buite atletiek, hoe hulle self as ambassadeurs met hou, want mense kyk vir hulle. Dit is net soveel lekkerder. Ek dink vir 'n mens, ek weet acting is my passie, dit is wat ek die res van my lewe wil doen, maar om te kan sê jy gee terug aan mense wat, jy verstaan wat, selfs as jy groot geword het, is ongelooflik. Ek dink is eintlik, daar's niks vir albei kom nie. Ons was Sean Marco 1 voor. Dieter het 'n paar dae voor die Prins Albert besoek reeds saam met Remy by die Durbanville kinderhuis gaan aanklop. Jy lyk baie gemaklik tussen die kinders. Ja, dis waar ek groot geword het. So dit is my huis. Ek is skaam om te sê nie en ek is baie bly om te sê ek is van Durbanville kinderhuis.
Remy, jy is my 'n voorbeeld van iemand wat uit baie moeilike omstandighede gekom het, nog steeds 'n groot sukses van die lewe gemaak het. Maar ek dink daar's een reël wat hulle altyd sê in die natuur, die sterkste se waar. Is baie moeilike omstandighede waar mens groot raak en ek dink jy leer jouself nogals goed ken in hierdie omstandighede. Jy is so. Tannie, gaan dit goed? Gaan goed. Dit is my ma met wie ek groot geword het, hy is nommer 7, ja, Tannie Lita Franken. Is goed om jou te sien. Dis baie lekker om vir Tannie te sien. Hoorie, maar kom ek wys jou gou vinnig waar ek gebly het. Ja, kus gaan. Maak nie saak waar in die lewe 'n mens oral neem nie. Niks bring herinneringe terug soos 'n besoek aan jou ou kamer nie. Dit is kamer nommer 2. Hy is nommer 7 waar alles gebeur het. Wow. Jy het goed gepasseer. Het is bietjie pink. Remy, ek kan nie glo jy het in 'n meisiekamer geslaap nie. Wat sê julle, hè? En man is so, ek hoor julle is 2 krangige atlete. Hoe voel dit vir julle om saam met iemand soos Remy te oefen en deur hom gemotiveer te word? Remy het my gewys om doelwit of myself op te stel. Elke keer dan skryf ek dit wat ek wil doen, skryf ek neer. Elke stap wat ek wil volg, skryf ek neer so stye byvoorbeeld. Dankie Remy. Baie van myself sien ek in hulle twee as baie potensiaal in die kinderhuis. Terug in Prins Albert kuier Mishka op een van die oudste vyeplase in Suid-Afrika. Die plaas het dig by die 2000 vyebome, waarvan die oudste een al oor die 100 jaar oud is. Die sanger en liedjieskrywer agter Kurt Dern se Heidi Treffer, Michael Lind en sy vrou Marlies het aangesluit vir 'n vyebederf. Marlies, het jy na Michael se musiek geluister voordat jy hom ontmoet het? Glad nie. Ek het hom glad nie geken, ek het nie geweet hy sing nie. So ja, dit was vir my 'n verrassing. Michael se treffer sluit liedjies in soos Is jy nie meer lief vir my en Sal vir altyd bly. Sy nuutste album is getiteld Lewe vir vandag. So hoe het julle twee ontmoet? Ek het in George gaan optree so 'n jare gelede en sy het daar gebly. En ek dink sy was impressed met wat sy gehoor het. Ek was. En later met wat sy gesien het. Ek weet nie hoe dit gewerk het so. Ja. My sussie het eers van hom gehou. Maar nou moet jy ons meer vertel. Nee, hy was ek is nie baie musikaal nie en sy is. So hy het haar oogie gevang, maar ek het verlief geraak. Michael, hoe het jy musiekloopbaan begin? Weet jy, ek dink ek het so 'n bietjie van my musiekloopbaan te danke aan 'n ou met die naam Sean Els. Hy het my raak gesien by Fancourt waar ek gesing het en hy het gedog daar's ietsie meer in as wat George, meer mense as George mense moes hoor wat hy gehoor het. So ja, ek is baie dankbaar vir hom. Nou Michael, wat's volgende vir jou? Weet jy, ek skryf nou al in 'n nuwe album, ek het sopas 'n album vrygestel. Die album se naam is Lewe vir vandag en hy is in die winkels beskikbaar. En ek's baie excited oor die album. Ja. Wel, ek weet nou nie hoe handig julle twee in die kombuis is nie, maar aangesien ons in vye wêreld is, het ek vir julle 'n uitdagingkie gereël. Nee. Hy is nie vreeslik handig in die kombuis nie. Op Weltevrede word daar meestal geboer met Adamsvye, 'n groter persvy wat ideaal is om te droog of vars te gebruik. Om vye teen 'n tempo te skil is beslis ook 'n kuns op sy eie. Suzelle, ek moet eerlik wees, ek het nog nooit 'n vy geskil nie en boonop is ek links. Wat van julle? Jong, ek weet nie wat 'n vy hier aangaan nie. Dit maak 2 van ons. Nee, 3. Het jy vir ons enige raad? Ek het 3 dames hier, Rachel, Tingeling en Shahida. Hulle is ouskillers. Hulle gaan vir julle wys hoe die agterkantjie af en dan trek jy die skil af, maar wil julle nie 'n kompetisie aangaan nie? Tingeling is ook links. Linkshandig of nie, die knap dames is voorslagvye skillers wat gemaklik 5 vye per minuut perfek kan skil. Daarom het Mishka, Michael en Marlies eerder die kompetisie tussen hulle 3 gehou. Die tyd is verby. Die wenner is Marlies. Wel, dit is duidelik hoekom ek nie gewen het nie. Na die breek raak ons kreatief met emalje bakke en ons verken die Meiringspoort waterval saam met die akteur Remy Short.
Marcella kuier op Prins Albert, waar ons vandag tafel dek met dekor so uit die hartjie van die Karoo. Mary Ann Botha is by die kunsgalery op die dorp betrokke en beeld vandag die omgewing op die tafel uit met haar rangskikkings. Sjoe, Mary Ann, hierdie tafel lyk pragtig. Vertel my 'n bietjie van die elemente wat ons hier kan sien. Die Karoo is 'n baie warm, baie droog plek. Just 100 meters from here is a really dry environment. We use things like dry plant seed heads. This one is called portulaca or spekboom, and apparently it's one of the best carbon converters in the whole world. This other plant is called lang yan, and it's got a sort of puffy, dry seed head now. It's almost becoming an iconic Prince Albert plant. It comes from the mountain. The other thing on the table are these strange vases, which we've stuck the cut flowers into. It's ceramic, it's called linware, and I thought it'd be fun to put them on the table. So ek neem aan dit was baie lekker om hierdie tafel te versier. Ja, het was lekker om al die goed saam te kry en met alles te speel. Wel, ek dink hierdie tafel lyk absoluut ongelooflik en ek kan nie wag vir die ander gaste om dit te sien nie. Maar blykbaar het Sean Marco en Remy oortollige energie, want dit is nou die 3de keer wat hulle hier verbydraf. Ja nee, met die oop vlaktes van die Karoo op jou voorstoep is daar beslis nie 'n tekort aan mooi drafroetes nie. En met Remy shot wat die pas aangee, gaan Sean Marco waarskynlik 'n lang asem nodig hê. Dis ek is bly ons het water gebring. Thanks man. Is nogal lekker geweest, maar ek het niks minder verwag met iemand met so klere smaak soos jy nie. Maar ons het nou net eers begin, so hoe voel jy met nog 'n paar kilos? Is jy reg? Paar kilos, ja man. 10 of hoe, ja. Dit gaan. Kom eens doen. Sean Marco se volgende blaaskans is by die Meyringspoort waterval. Die trappies is destyds spesiaal gebou toe die Prins van Wallis die val in 1925 besoek het. Hy was glo geïnteresseerd in die gerugte van 'n beeldskone varswater meermin wat die ronde gedoen het. Haar skoonheid mag dalk legendaries wees, maar Remy hoef daarom glad nie terug te staan nie. Behalwe vir sy akteursloopbaan is hy al deur etlike tydskrifte as een van Suid-Afrika se aantreklikste manne aangewys. As ek dit nie verkeerd het nie, is jy 'n groot Mark Wahlberg fan. Ja, hy is die rede hoekom ek 'n akteur wou gewees het. So van 'n baie jong ouderdom, 'n paar foto's van hom gesien en gedink hy kan nog 'n goeie ouer broer wees. En ek het gedink hy sal 'n baie goeie rolmodel wees. En ja, so hy's my icon. En toe het 'n talentsoeker van Los Angeles vir jou gekontak om by Vincent Chase Filmskool te gaan studeer. Vincent Chase. Ek weet nie eintlik of ek dit op kamera moet sê nie. Ek weet baie mense het vir my al gesê luister, dit is te goed om waar te wees, maar wat gebeur het is toe ek matriek was het ek Mark Wahlberg het mos toe hy nog Marky Mark was, het hy underwear shoots gedoen. En ek was in matriek, ek het 'n photoshoot laat doen. Die foto's op die internet gesit en daar was 'n talent scout in Hollywood wat die foto's gesien het en my in 2000 gekontak het en gevra het sal ek belang om Amerika toe te kom. Die ongelooflikste tyd gehad, die wonderlikste mense, akteurs ontmoet, aktrises en ja, ek het net goeie tye. Maar ek seker dit moes 'n besonderse ervaring gewees het. Snaaks genoeg het jy 'n fliek onlangs in die omgewing geskiet. Hoe was dit? Ja, so 'n gorilla tipe flikkie director is David Moore. Die fliek se naam is Snaaks genoeg, ongelooflike ensemble van 'n cast. Eerstens ek speel een van die bad ouens. Hoofrol is Casper de Vries wat homself speel. Hy is 'n komediant wat net nie meer snaaks genoeg is nie. Ek dink is 'n fliek wat nog nie in Suid-Afrika gesien is, die manier hoe dit geskied is nie. Jy hoef nie daaroor te worry nie. It's easy to use, I mean. Hoekom? I can't speak Afrikaans. Gedeeltes van die fliek Snaaks genoeg is hier in Prins Albert verfilm. Ongeveer 100 inwoners is as extras gebruik vir 'n toneel met die komediant Casper de Vries wat in die dorp se teater The Showroom geskiet is. Die mede-eienaar van die teater, Johnny Breed, werk self al vir jare in die rolprentbedryf. Johnny, ek het nie so spoggerige teater verwag in 'n Karoo dorpie nie. Hoe het die idee ontstaan? Ag jy weet,
Ek en my vernoot Sharon Landman wou 'n teater begin het in Prins Albert en hierdie lokaal het in die mark gekom en dit was eintlik 'n ou kar vertoonkamer en dis waar ons die naam vandaan gekry het, the showroom. Hier waar ons sit het eintlik het hulle karre verkoop in die 70 en 80e jare. Dit is 'n teater, maar dit kan ook as 'n filmteater gebruik word en dit is waar die Indie Karoo Filmfees plaasvind. Ja, kyk, ek is 'n filmmaker, so ons het besluit om die Indie Karoo Filmfees hier te begin verlede jaar en hier was oor die 500 mense vir die eerste jaar. Ons verwag hierdie jaar natuurlik baie meer. Verskeie kunstenaars van reg oor die land kom tree hier op en ons gas Michael Lind was juis besig met voorbereidings vir sy vertoning. Jy is ook 'n produksieontwerper en 'n regisseur. Vertel my meer daarvan. Ek het begin in die kunsdepartement op films en ek het al oor die 60 films gemaak. Onder andere het ek Long Walk to Freedom, die Mandela film ontwerp. Ek het ook Paljas gedoen, ek het Hotel Rwanda gedoen. So ja, dit was my loopbaan vir die laaste 25, 26 jaar. Dis nie net uitvoerende kunste wat hier te vind is nie. Sean Marco en plaaslike kunstenaar Amanda Klingen is juis besig met 'n kreatiewe projek by ons kuierhuis. Amanda, hier is 'n klomp interessante goedjies op die tafel. Wat maak ons vandag? Ons maak vandag 'n hanglig uit enamelbakke. Ek het nou die bak gevat en ek het eers 2 gate ingeboor met 'n lekker groter geboorpunt omdat die kragtou hier deur moet gaan. Dan vat ek onderlaag wat ek al reeds gedoen het, lekker wit onderlaag, sodat as die verf oor gaan kom, dat dit nie kan afkrap of enigiets beskadig nie. Okay, ons volgende stap is, ons gaan hierdie proppies nou hier insit en dis waar jy gaan inkom met om help. Ek? Ja, die koord. Seker. Kom ons doen dit. Skroef die proppie stewig vas in die gat wat geboor is. Trek dan die kragkabel deur en koppel die draad aan die gloeilamp aan die onderpunt. Nou nadat alles nou gekoppel is en die tou is nou in, dan gaan die lekker gedeelte kom. Dan gaan ons hom begin verf. Met ons bedoel jy seker jy, want ek dink nie ek moet hier inklim nie, dit mag dalk net heeltemal flop. Jy het natuurlik vrye teels oor hoe jy jou emalje lamp met die verfkwas wil bykom. Amanda gebruik akrielverf en versier die bak met niks anders nie as vye, so eie aan die Karoo. Ons het hierdie lamp nou klaar geverf met dit wat ek graag wou en nadat alles klaar droog is en dit gaan regtig dit gaan vinnig. Akriel of PVA vat nie lank nie. Dan gaan ons 'n seelaar oorsit om hom nog beter te beskerm. En dan is ons lig klaar. Na die breek maak Prins Albert se bekende kosmaker Henry Olivier vir ons koningskos en plaaslike talent vermaak ons by ons Pasella partytjie. Pasella. Pasella kuier op Prins Albert waar Henry Olivier agter die kospotte koning kraai. Henry Olivier. Hi, hoe gaan dit? Dankie en self. Sê my, vandat ek vir jou gesien het op die kosrealiteitsprogram het ek myself beloof dat as ek in Prins Albert kom, gaan ek vir jou kom kuier en hier sit nou. Ja, oké. Welkom, Sean Marco. Welkom in Prins Albert. En ek gaan nou reeds met ons nagereg begin, wat lemoen parfait is. Ons gaan die nagereg voor die voorgereg doen, want dit vat 'n bietjie tydjie. Kan ons onmiddellik begin? Oké, kom ons doen. Gaan begin deur die 3 eiers te skei. Dan zet ik mijn suiker samen met mijn water. Dat gaat op je oond. Als je een paar sterk boarm zit, kan je mij helpen om te klitsen. Ik kan dit doen, ja. Maar het lijkt voor mij, ik heb definitief mijn roeping gemist. Wat zie jij, Henry? Ja, definitief. En ik kan zien dat je een goede job doet. Ja! Nadat die eiergele goed geklits is, word die suiker en watermengsel bygevoeg. Die triek lê in die klits van al die bestanddele. Daarna word room en eierwitte styf geklop en gerasperde lemoenskil word vir geur bygevoeg. Oké, Sean Marco. Nou dat alles bestanddele bymekaar is, gaan ons dit lekker meng en ons gaan dit in die vrieskas sit sodat ons nagereg reg is vir middagete.
En hoe lank moet dit in die vrieskas bly? Ik zou zo zeggen ongeveer 30 tot 35 minuten. Dan kan je enige vars vruchten daarmee eten. Ek is opgewonde om te sien wat dit gaan doen. Vir hoofgereg maak Hendrik kudu rugstring wat hy reeds in 'n marinade gelê het. Hy braai dit vir 'n minuut aan albei kante in olyfolie en dit word dan saam met wortelpuree en lensies opgedien. Die vleis word afgerond met 'n rooiwynsous van wyn uit die geweste en Sean Marco kon homself net nie keer nie. Daai is 'n stoute sous. Oké Marco, ons vlees is reg, ons saus is reg, ons puree. So ek dink dit is tyd vir ons om met mekaar en te proe. Wat sê jy? Ek dink ons moet dit doen. Kom ons doen dit. Ons sit ons lentils op, dan sit ons vleesie daarbij. En die groente, ek hoop jy eet jou groente. Ek? Tuurlijk, ek eet my groente elke dag. En ja, dan sit ons sausie oor. Dan dink ek ons is reg. Wel, wie sou nou gedink het dat 'n kudu rugstring so mooi kan lyk? Ek kan nie wag om dit te eet nie, so ek sien vir jou later. Oké dan. Nou wil jy aanskud. Ja, nou is goed. Ai Sean Marco, soms kan jy net nie wen nie. Die sangeres Madeleine en haar man Kobus Barnard is 'n gedigtespan en leef hul kreatiwiteit uit deur 'n gedeelde belangstelling in kuns en musiek. Net die regte kombinasie vir ons Pasella partytjie. Madeleine, vertel my meer oor jou musiekloopbaan. Ek maak musiek al vir baie jare vandat ek 'n kind is, maar ek het ernstig begin songwriting doen toe ek so in my laat 30's was, toe die inspirasie soort van gekom. En ek het al 2 CD's gemaak. Mense het natuurlik al jou beste songs op die eerste een wat jy oor 'n tydperk van baie jare geskryf het. Die tweede een was meer ernstig en die musiek het oor 'n paar jaar gekom maar in 'n korter tydperk. Vir my loop daar 'n lewenshaar op die hoofweg tussen. Madeleine was 'n finalis in die gewilde Crescendo kompetisie en dis haar man Kobus se kunswerke wat in die musiekvideo te sien is. Van kleintyd af wou ek 'n skilder gewees het, 'n skilder en meer as net 'n kunstenaar, maar skilder was my ding gewees. So ek is maar so 'n vrye agent. Weet ek stal baie keer uit by kunstefeeste of by museums wanneer ek aansoek doen vir sulke soort van goed. My onderwerpmateriaal is maar die geskiedenis van Suid-Afrika en die mense. So as jy nou wil praat van 'n menslike kondisie, oor die impak van gebeurtenisse oor die laaste 100 jaar of 200 jaar in Suid-Afrika. So 'n sterk portretwerk was my ding gewees tot deesdae of tot nou toe nog en ek wil nog maar aangaan daarmee. Met heerlike kosgeure in die lug en 'n vindingryke emaljebak vir lig, was dit tyd vir eet en vrolik wees om ons Pasella partytjietafel in die vreedsame Prins Albert. Yes, maar Remy, ek het definitief nog 'n bietjie werk om in te sit vir ons weer 'n paar kilos aanvat. Ek is baie bly jy besef het. Ek dink jy's 'n fantastiese aanbieder, maar net 'n punt van iemand wat al lank in die industrie is. Fire your stylist. So Madeleine, wat sing jy vandag? Ek gaan vir julle 'n song sing met die naam Reënman wat ek geskryf het vir my man Kobus. Op inspirerende mense wat bo hulle omstandighede uitstyg. En natuurlik op ons kreatiewe siele. Tot ons volgende keer weer saamkuier. Mag die wind waar julle klere hang. Cheers. Daar was 'n droogte in hierdie paardestruk. Die rivier loop is droog, die veld verdor, die son brand hoog. Toe kom jy aangestry met jou rugsak oor jou skouer. En soos jou voete loop, word die gras weer groen. O jou kop raak die lug al donker blauwe. Reënman,